Dit is vandag jeugdag. Het gaan oor ons jong mense, ons kinders, en meer as ooit is hulle vir ons belangrik. Hillary Clinton het in 1996 'n boek geskryf, It Takes a Village to Raise a Child, waar sy verwys na 'n gesegde uit Afrika, dat kinders nie maar net sommer uit die hemel kom nie, of dat hulle net deur ouers grootgemaak word nie. Daar's 'n klomp mense wat 'n invloed het op die vorming van kinders. Dis al die mense wat hulle pad kruis, wat vir hulle skool gee, wat by wie hulle besigheid doen, ook saam met wie hulle in die huis is, almal speel 'n rol. En ons gaan vandag kyk hoe dit moet wees en hoe ons die uitdagings wat vir ons wink gaan hanteer. Here, dankie vir die kosbare voorreg om in u teenwoordigheid u woord oop te maak en u in u wysheid en u geduld by ons te sien sit en met ons praat. Wil u dit vandag doen? Open u woord vir ons, leer vir ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees 1 Samuel 16. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." En dan vers 5 se einde. Hy het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." Toe roep Isai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isai 7 van sy seuns voor Samuel het verbygaan het, sê Samuel vir Isai: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." Daarop het Samuel vir Isai gevra: "Is dit al jou seuns die?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isai: "Laat hom haal, want ons eet nie voordat hy hier is nie." Isai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: "Staan op, salf hom, want dis hy." Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Tot sover. Vers 13. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Wat 'n verstommende, pragtige verhaal as Samuel vir Dawid gaan salf. Nou, hy het dit met huiwering gedoen, want hy het 'n slegte ervaring met 'n vorige salwing gehad, en ons begin daarvan te lees toe hy Saul gesalf het. Ons lees daarvan in 1 Samuel 9. Saul word as koning geïdentifiseer en die Here sê vir hom: "Gaan salf hierdie man, dit is die een wat ek die koningskap voor wil gee, die vermoë om oor my volk te regeer." En hy het hom gaan salf. Maar koning Saul het nie die mas opgekom nie. In so 'n mate dat die Here van hom ontsla raak. En die mense het besef dat al is hy gesalf, is dit geen waarborg dat hy maar kan doen wat hy wil en dat die Here altyd hom gaan bly gebruik nie. As hy begin skade doen, sê die Here, moet aan een kant toe staan, ek het werk wat gedoen moet word. So nou moet Samuel weer 'n koning gaan salf en hy sê, goed Here, in daai geval gaan ek dit weer doen, dis vir my swaar dat u hom verwerp het. Die Here sê in die begin van hierdie gedeelte vir hom, ek sien jy treur nog oor hom, oor ek hom verwerp het. Maar gaan salf vir my hierdie koning, nuwe koning. En dan sou mens dink dat Samuel lesse sou leer uit die salwing van Saul. Maar jou werklik waar, toe hy by Isai se seuns kom, by sy oudste seun kom,
Eliab is hy net so Saul, 'n aansienlike, pragtige jongman. Saul het 'n hele skouer bo die res van mense uitgestaan. As die mense so staan, het jy gesien as 'n kop hoër as die ander. Dit was Saul gewees. En toe hy vir Eliab sien, toe weet hy, soos hy met Saul geweet het, hierdie is potensiaal. En hy maal sy olie uit om hom te salf. Hy het geweet hy kom die koning salf. En Eliab staan al nader. En dan is dit nie Eliab nie. Die Here sê vir hom, jy het nie geleer nie. Jy kyk met verkeerde oë. Jy kyk na die uiterlike. Ek kyk na die innerlike. En so kom die tweede ene verby, Abinadab. En die Here sê vir hom, is ook nie hy nie. En dan kom die derde een verby, Sama. Die ander se name word nie vir ons genoem nie. Hulle kom elkeen verby. En dan sê die Here vir hom, nie een van hulle nie. En hy sê vir Isaai, is dit al jou seuns? Isaai sê, dis al my seuns. Hy sê, maar daar moet fout wees, want ek is na jou huis toe gestuur om een te salf. En dan sê Isaai, weet jy, nee, my jongste seun, maar hy is regtig onbenullig. Hy is so jong ouetjie nog, hy pas nog net skape op. Dit sal nie hy kan wees nie. Dis nie een wat oor is. En Samuel sê vir hom, laat hom kom. En dan kom Dawid. En so mooi as die Bybel vir ons sê, hy het 'n rooi laaskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Nie 'n uitstaande mens nie, nie 'n geweldige postuur nie. Hy was aansienlik geweest, maar hy was eenvoudig. Hy was jonk geweest. En dan sê hy vir hom, salf hom. Voor almal word hy dan gesalf tot die volgende koning. En kragtige woorde, as die Bybel sê, die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Nou hoe dit gewerk? Want hoe word 'n kind wat 'n kind is voorberei om 'n koning te wees? Sien, in die Joodse kultuur en ook in ons kultuur word 'n kind aan 'n waardestelsel verbind. Mense is van alle soogdiere die wat by verre die langste afhanklik is van hulle ouers. 'n kind in die begin van sy lewe, 'n jong bokkie, is baie vinnig, kan hy al opstaan en hy's nog 'n bietjie wankerig, maar as jy weer sien kan hy hardloop en hy kan oorleef. 'n mens nie. 'n mens is totaal van sy ouers afhanklik. Daai babatjie is totaal onbeholpe. As die ouers hom nie veiligheid en kos gee nie, is hy dood. Hy kan dit verlang vir 'n paar jaar, kan hy dit nie vir homself doen nie. Interessant, hulle sê dat wanneer 'n baba gebore word, is sy breingrootte 25% van sy volwasse breingrootte. En binne 1 jaar word hy van 25 na 70% toe. Daar gebeur geweldige dinge met 'n baba en 'n jong kind. Ons sien dit nie eens altyd nie. En op sekere kritiese fases moet sekere goed in sy lewe gebeur. Dit is belangrik as hy klein is, hy is baie selfsugtig en hy skree vir niks en almal moet bond staan, maar dit is belangrik dat jy dit doen. As jy dit nie dan doen nie en jy verwaarloos hom, en jy probeer hierdie kind maar hard groot maak, dan gaan jy hom vir ewig skade doen. En soos hy groot word, sal fases waar sekere goed moet gebeur. En deur die rol wat ouers en ander groot mense na die kind se lewe speel. En met tyd kan hierdie kind al hoe meer verantwoordelikheid neem. Hy kan later self eet, hy kan nog bietjie later self sy eie klere aantrek, en later sy heeltemal opsigtelik op die oog af onafhanklik. Hy kan op sy fiets klim en hy kan self dorp toe gaan of skool toe ry. Maar dan is hy maar so 12 jaar oud en gaan hy nog nie naby die huis uit nie. Want dan gebeur van die mees kritiese ontwikkeling in die kind, sy sosiale vermoëns, sy vermoë om met mense te kan werk, sy emosionele vermoëns, hoe om sy emosies te hanteer, sy woede en sy onsekerheid, al daardie goed gebeur, totdat die kind op hierdie punt kom, waar hy op sy eie kan aangaan. Maar 'n kind gaan nie regtig op sy eie aan nie. Hy gaan aan met die waardestelsel, wat hy mee groot geword het, en soos in Dawid se geval, ons sien baie van hulle waardes hier. Een van die mees kritiese waardes is respek vir gesag. En daarom sien jy dat sy pa hom heen en weer kan stuur. Dan moet hy veel oppas, dan moet hy terugkom later in die stuk net hierna toe hy Goliat verslaan het,
Dan is hy by die vee, dan is hy stuur sy pa om na sy broers toe om vir hulle goed te vat of 'n nuus van die broers af vir hom te bring. En die hele tyd is Dawid hierdie gehoorsame persoon. Die geweldig interessante in hierdie stuk is toe Dawid gesalf word as koning. So jy dink dat hy nou sê, goed, jy is nou met jou basiese opleiding klaar, jy is nou matriek eintlik, en nou gaan jy vir jou spesialisopleiding, jy gaan nou 'n dokter of 'n ingenieur of 'n onderwyser of 'n boer of wat ook al word. So jy sou dink dat Dawid dan teruggaan, dat Dawid dan uit die veld gehaal word en mooi klere aangetrek word en hy paleis toegestuur word sodat hy kan leer hoe 'n koning moet lyk. Interessantheid sien ons in die paar hoofstukke wat kom. Dawid, vir sy opleiding, hy is klaar koning, die Gees werk kragtig in hom, sê ons teksvers, is terug skape toe. Wat sien, en hier kom die verskil tussen Dawid en byvoorbeeld Saul. Saul het koning geword en hy was in die paleis gewees en hy het aansien begin kry en hy het in sy eie vermoëns begin glo en so mate dat hy arrogant begin raak het en sekere goed wat hy nie mag doen nie, begin doen het. Dawid was dit anders geweest. Dawid is teruggestuur veld toe. Want die onderskeid tussen Dawid en Saul was dat Saul soos hy ouer word, weg van die Here begin beweeg het. Dawid daarteenoor, soos hy ouer word, het hy nader aan die Here beweeg. En ons sien dit byvoorbeeld as hy met Goliat veg en hy by Goliat kom en Goliat om 'n bespotting van hom probeer maak. En dan sê die Here vir hom, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die kloue van die beer, sal my ook red uit jou mag. So, terwyl hy skape opgepas het, het hy baie vaardighede geleer, wat in die lewe later vir hom baie nodig was. Byvoorbeeld, die een was om die dapper te wees, deurdat hy die diere kon red van beere en van leeu's wat die skape bedreig het. Ander lewensbelangrike vaardigheid was, hy het geleer om met 'n slingerveld te kon gooi en vrek goed te kon gooi. Maar al daardie dinge was dit nie sy vaardighede wat hom gebring het waar hy is nie. Dis sy waardes wat hom gebring het waar hy is, sy karakter. Die feit dat hy naby aan die Here geleef het. En dit is wat hierdie verhaal van Dawid so ongelooflik kosbaar maak. Hy sê byvoorbeeld vir Goliat in 1 Samuel 17, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. En daarom is dit nie my vaardighede wat my iewers heen bring nie, want ek meen, vaardighede is belangrik, maar karakter is nog belangriker. Ek self was baie lief om met 'n windbuks te skiet en ek het op 'n stadium regtig gedink ek skiet goed. Ek weet ek kon nie te ver van my wees nie, maar ek kon 'n grassaad kon ek afskiet. En ek het voeltjies geskiet. My pa het my geleer, voeltjies moet jy skiet want hulle eet my saad en ons die koring en goed. En ek het baie voeltjies geskiet. Maar as jy vir my 'n geweer sou gee, as jy gaan skiet 'n bok, ek het by uitstek bokkoors. Dis of daai geweer 'n wil van sy eie begin kry en ek kan hom doodstil hou as ek ontspanne is en daar nie druk op my is in my oomblik as ek 'n bok moet skiet, dan raak ek verskriklik aan die bewe. En daarom Dawid in daai oomblik, hy kon met 'n slingervel goed gooi, maar die oomblik as daar gevaar aankom en Goliat storm op hom af, hierdie reus met al sy wapens en hulp en allerhande goed, dan is dit nie so maklik om te probeer om akkuraat te gooi nie. En Dawid het, omdat sy passie die Here was, hy het nie vir Goliat gesien, hy het nie die gevaar gesien nie, hy het beleef dat ek dien die Here deur wat ek nou doen, ek beskerm die eer van die Here, was effektief gewees. So die sleutel vir Dawid was sy kinderlike verhouding met die Here. Dat hy, toe hy koning was, 'n gedig moet skryf oor waarin lê sy eintlike krag, sê hy, die Here is my herder, ek is maar net 'n skaap, en hy is die een wat my beskerm, soos hy die skape na veilige plekke toegeneem het, hulle teen die ongediertes beskerm het, na goeie kos toegeneem het, soos hy doen die Here met my, hy beskerm my. En dit uiteindelik word ons taak, as mense wat beleggings in ons kinders wil maak.
Ons wil baie keer die beleggings maak in hulle tegniese vermoëns om na 'n skool toe stuur waar hy nog beter dinge kan leer en meer geleenthede kan kry. Wat kinders eintlik nodig het, is 'n kinderlike wete dat die Here die een is oor wie die lewe gaan. Dat die Here die een is in wie se teenwoordigheid ek wil bly. Dat die Here die een is in wie ek soos 'n kind kan praat en hom leer vertrou. En dit uiteindelik vorm my karakter. Dit vorm my waardestelsel. En daarom in 'n kind se waardes word hy van kleins af gedwing om hierdie waardes te volg. Jy vra nie vir 'n kind is hy lus om dankie of asseblief te sê of om sy tande te borsel nie. Daar word voor die tyd vir hom gesê in hierdie huis is dit die waardes wat ons volg. Ons sê dankie en asseblief, ons sit nie ons elmboog op die tafel nie. En in hierdie huis dien ons die Here. Dis nie 'n keuse wat hy kry nie. Daai keuse is lankal gemaak. Waardes beteken ons vra vir die Here wat het hy nodig in hierdie huis om hierdie kind te help om vir God respek te hê. En dan word hy gedwing om dit te doen. Ons doen dit kreatief, so jy sal hom om te leer om sy groente te eet voor sy pudding, sal jy die ertjies op 'n lepel sit en sê kom die treintjie, maak oop die mondjie en sy dink is 'n speletjie, sy weet nie is die ertjies in. En die doel is nie om te vermaak nie, die doel is om hom te leer om sy groente te eet. Of hy sê, dis om tande te borsel nie, en sy ma het bubblegum tandepasta en 'n beertjie tandeborsel, en die beertjie stap in die bos, en sy kind weer sien sy tande geborsel. Hy dink sy speletjie, is nie 'n speletjie nie. Ek dwing my waardes op hom af. En net so, die kind se vertroue in Jesus. Hy sit op my skoot as hy klein is, ek maak 'n kinderbybel oop en ek blaai, ek wys in die Bybel. En hierdie kind het 'n ervaring van God, dat daar warmte is waar die Here is, dat daar liefde is. En mettertyd begin die kind al hierdie waardes sy eie te maak, deurdat hy byvoorbeeld sy ma sal sê, mamma, as jy weer winkel toe gaan, sê asseblief net tandepasta, koop die tandepasta is klaar. Dan weet sy maar, hy borsel nie meer tande omdat sy hom vermaak of hom dwing om dit te doen nie. Hy wil dit doen. Of die kind kan 'n kleutertjie wees, kom en sê, ma, sê, mamma, liewe Jesus is wonderlik. Kyk hoe mooi is die son wat hy gemaak het, of daai dier wat hy gemaak het. Kyk hoe mooi sorg hy vir ons. Dan begin daai kind, daai waardes, sy eie te maak. En dit is ons verantwoordelikheid as groot mense, om uiteindelik kinders aan die Here te verbind. En dit doen ons deur self aan die Here verbind te wees, deur self 'n kinderlike verhouding met die Here te hê, en vir hulle 'n voorbeeld en inspirasie te wees, deur hulle aan te moedig. En as ons in die jeug van ons toekoms wil belê, is dit die plek waar ons die verskil gaan maak. 'n lewende, kinderlike, opregte vertroue in Jesus. En mag die Here vir jou wysheid gee, waar jy met kinders werk. Almal van ons kry met kinders te doen. Of jy kinders het of nie, jy is deel van die village wat hulle groot maak. En heeltyd moet ek in my agterkop die groot doel hou. Die groot doel is dat hierdie kind aan God verbind sal wees. En as hy aan God verbind is, en hy het vaardighede, byvoorbeeld, hy is gedissiplineerd en hardwerkend, dan sluit ek vir hom 'n geweldige toekoms oop. En nie net vir hom nie, ook vir ons. Ons toekoms word oopgesluit, deurdat ons kinders hierdie lewende verhouding met die Here het. Kom ons bid die Here vir wysheid, dat hy vir ons die moed sal gee, om na ons eie waardes te kyk, die respek sal gee vir kinders, en dat hy uiteindelik op hierdie manier ons toekoms sal vorm. Here, dankie, dat U by ons is, elke oomblik. En dankie vir die kanse wat U ons gee, om in ons kinders te kan belê. Ons is so bevoorreg om kinders te kan hê en 'n invloed in hulle lewens te kan uitoefen. Wil U vir ons gee om die kans aan te gryp. Wil U vir ons opnuut na onsself laat kyk, na ons eie waardes, ons eie integriteit, en te weet dat dit is hoe hulle leer. Nie deur wat ons sê nie, maar deur wat ons doen en wie ons is. Help ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.